Net ten slotte 'n paar net belangrike takeaways en dan miskien nog iets oor 'n laaste fase. Ons het dit 'n paar keer gesê, maar Lawrence Steinberg herhaal dit maar net vir die einde. Onthou net, dinge het regtig oor 'n generasie verander en die tydlyn het later geskuif. So waar jy in die verlede kon gedink het, die kind is nou al in hulle laat 20s of vroeg 30s of nou al by 40 en nou het hulle nog nie hierdie boksie getik nie. Hulle het nou nog nie, hulle is nog steeds besig om te studeer of hulle het nou al weer werk verander en nog nie hulle voete gevind in 'n steady loopbaan nie of hulle het nou nog nie 'n lewensmaat gevind nie of wat ook al. Weet net, tye is anders of hulle sukkel nog om huis te koop of hulle is nog op 'n manier finansiëel afhanklik van jou. Daai tydslyne het verander en dit is vandag objektief moeiliker om 'n huis te koop, om te settle partykeer in 'n beroep. Dit is nie net, party mense het amper die ding van ons pamper lang nou net die nuwe generasie, hulle wil net nie uit hulle blok uitkom nie. Die situasie het objektief verander. So moenie dit vergelyk met jou tydlyn of hoe dinge vir jou geloop het nie. En kyk eintlik, hoe gaan dit met jou kind en hoe evalueer hulle self waar hulle nou is en voel hulle het 'n rigting en hulle is gelukkig of hulle, daar's goed wat hulle nog wil uitsorteer. So dit is 'n moeilike ding. Die ander ding is jou eie verwagtinge, dat ek dink mense het verkeerdelik, en hy sê dit ook, mense het verkeerdelik amper die verwagting dat tienerfase was die moeilike fase. That was a tough one. Nou is my kind uit die huis uit, nou van hier af, nou kan ons bietjie cruise afdraand. En weet net, verwag net amper soos wat mense met tienerfase amper so of hulle hart vashou oor hoe moeilik dit gaan wees en dan partykeer so of maar wanneer gaan die shoe nou drop? Dit is nie so moeilik nie. Maar so weet net met die jare vroeg 20s en so, en dit kan triekie wees partykeer. Daai hy kom kuier weer by die huis of daai ewe skielik hulle klaar gestudeer maar kan nog nie huis koop nie. Nou is hulle vir 'n ruk weer in jou huis. Dit is triekie. Soos ek gesê het, my een kollega wat gesê dit was vir hom van die moeilikste tye as ouer om te navigate, want aan die een kant is jou kind nou 'n volwassene en hulle maak nou hulle eie besluite, maar op 'n manier kan hulle nog nie alles doen wat hulle wil graag doen as 'n volwassene, want hulle is nog op 'n manier finansiëel afhanklik van jou, of hulle moet nou weer in die huis intrek, wat ook nie hulle eerste keuse is nie, of wat ook al, en dis moeilik vir hulle, en dis moeilik vir jou, en dis moeilik net om te navigate, en hê amper net daai verwagting, moenie dink dit is, plain sailing nou vanaf, en jy weet, okay, hierdie kan triekie wees, soos wat jy amper weet met 'n tiener, hierdie kan triekie wees, en dan sê, maar kyk, kom ons praat daaroor, hoe hanteer ons dit, verwag amper, dat dit maar soms bietjie van 'n emosionele rollercoaster kan wees. Dit is moeilik om te weet, wanneer is jy te betrokke, en wanneer is jy nie betrokke genoeg nie, daai heeltyd, behoort ek eintlik iets te sê, moet ek eintlik nie iets sê nie, en dan 'n groot ding is dat, jou bekommernis raak nie minder nie, maar jou mate van beheer oor wat daar gebeur is baie minder. So jy sien al die dinge, maar jy kan nie noodwendig iets daaroor sê nie, want dit is nou heeltyd daai issue van autonomiteit, dat hulle moet onafhanklik voel, hulle moet kan voel, ek kan hierdie self doen, so jy wil heeltyd help, jy wil raad gee, maar op 'n manier moet jy jouself beteel, en eerder net hulle selfvertroue boost, as wat jy nou heeltyd die raad gee of sê wat hulle moet doen. En is moeilik vir jou, dit is 'n moeilike posisie om in te wees. Jy sien jou kind, jy sien wat kan fout gaan, maar op 'n manier moet jy jouself inhou of kyk hoe jy hulle net kan ondersteun. So hy gee so 'n paar punte, net om in gedagte te hou, weer amper is 'n recapping. Die een is, moenie jou eie tydlyn wat jy gehad het as maatstaf gebruik nie. Die ander een is, erken en ondersteun jou kind se behoefte aan autonomiteit. Die ander een is, ondersoek jou eie verwagtinge en vra jouself af, is dit redelik? Wanneer jy nou so 'n bietjie seer gemaak voel, of voel hulle bel nie genoeg nie, of voel hulle laat jou nou 'n bietjie uit, of voel jy hoor nou iemand anders weet nou iets voordat jy dit weet,
Ek het 'n keer ook met 'n ma gesels, ek sê, "Jessie, maar jou kind het dan nou 'n bol van 'n tyd en so, want ek sien alles wat hy doen op Facebook." Sy sê, "Ander mense weet meer van wat in sy lewe ingaan as wat ek weet wat in sy lewe aangaan. Mense vertel heeltyd vir my goed." Maar dan evalueer of jou verwagtinge amper, is dit billik die verwagtinge wat jy het dat jy dalk nog meer wil weet en dan as jy regtig 'n behoefte het en dit word nie aangespreek nie, kan mense 'n gesprek daaroor hê. Wanneer jy seer gemaak voel, moenie dadelik daarop reageer of dadelik iets daaroor sê nie. Vat 'n bietjie tyd om dit te analiseer, toets dit bietjie by 'n huweliksmaat of 'n goeie vriend, iemand wat vir jou kan klankbord en sê, "Nee, ek dink dit is iets wat jy net kan laat verbygaan of nee, wag, dis nou hierdie raak nou 'n herhalende patroon. Miskien moet jy iets sê voordat dit nou 'n groot storie raak en dat hulle net weet." So, maar evalueer dit, vat 'n bietjie tyd om dit mooi daaroor te dink, pas jouself mooi op. As daar geskille is, los dit konstruktief op, sit daaroor, chat daaroor, sê, "Okay, hierdie is die dilemma, hierdie is almal se behoeftes of verwagtinge, kom ons sit dit op die tafel, ons vind saam oplossings." En dan die groot ding, praat as jy moet praat, maar as jou kind nie uitdruklik vra vir advies nie, en jy kan dit inhou, hou dit maar eerder in, en kyk of hulle nie eerder self op daai punt kan kom wat hulle sê, "Okay, dit is wat ek gaan doen nie," en jy eerder dit kan boost, as wat jy nou die advies gee, en nou moet hulle dit vat of hulle moet dit los. Oor die pad vorentoe, net hierna wat interessant is in jou 20s en vroeë 30s gaan kinders deur 'n klomp oorgange. Hulle gaan uit die huis uit, en weer terug in die huis, en weer uit die huis uit, hulle studeer, hulle begin soek werk, kry 'n werk, hulle gaan deur die oorgangfase van verhoudings en dan om in 'n verhouding in te gegaan of om te trou, hulle gaan weer van om kinders te kry, alles groot, dramatiese lewensoorgange, wat ook die rede is hoekom daai tyd moeilik is om te navigeer vir jou as ouer. Maar dan baie keer daarna settle dinge bietjie, as hulle al rustiger raak, hulle het nou al vir hulle self gevind, hulle weet wie hulle is, en hulle het hulle loopbaan, en hulle is rustiger in hulle self, raak die verhouding ook op 'n manier makliker om te navigate. Maar interessant, dan baie keer kom jou oorgange weer, van hier 70 plus af, waar jy moet aftree, jy moet dalk verhuis, jy raak dalk siek, moet in 'n nuwe situasie ingaan. Nou kom maar weer eintlik lewensoorgange vir jou, en nou wat interessant raak is, nou raak jy dalk weer op 'n punt weer bietjie meer afhanklik van jou kinders, dat hulle jou bietjie moet bystaan, en is jy eintlik weer die een wat deur hierdie vreemde oorgange gaan, waar jy was altyd heeltemal onafhanklik, en jy was die ouer, en jou kinders was uit afhanklik van jou, en nou ewe skielik raak jy bietjie afhanklik van hulle, en moet hulle bietjie help, en dis ook 'n weer ratte verwisseling, waar jy is nie noodwendig nou altyd meer die een met al die kennis, of die antwoorde, of iets nie. Kobus die Jager by ons sê, dis so 'n interessante emosie waardeur hy gaan, waar sy kind is nou sy finansiële adviseur. En hoe weer dit net is, dan sit jy en dan sê, "Okay pa, kom wys my jou finansies," en dan moet hy nou alles daar uitsit, en dan, nee, sê pa, nee, wag 'n bietjie, jy moet bietjie hier 'n ander move maak, en so, en net daai ratteverwisseling, okay, nou kry ek hier advies by my kind, oor wat om te doen, en dis ook weer 'n interessante ratteverwisseling later, wat ook baie keer half ontwrigtend kan wees, weird rolleverwisseling. Ek sien nou met my ouers ook hoe ons loop so bietjie op eiers rondom dit, dan vat ons die ding bietjie meer oor, en dan, nee, wag, hulle hou nog, jy weet, hulle hand daarop, en okay, maar miskien moet ons weer bietjie meer oorvat, en ons trippel maar so half om mekaar oor, wie sin is dit nou, en wie moet nou verantwoordelikheid vat vir die huis, of die strandhuis, of die reëlings van die vakansie, of die wat ook al, wie is die een wat nou die besluite hieroor moet maak, of die verantwoordelikheid hiervoor moet vat, en dit raak 'n interessante speletjie om dit te navigeer. Hy sê die troos is darm, dat daai verandering gebeur stelselmatig, dis nie eensklaps 'n rolleverwisseling nie, dit is stelselmatig, jou kinders word volwassenes,
jy word weer bietjie brooster, meer afhanklik soms van hulp en ondersteuning. Dis 'n stelselmatige proses, maar hy sê daar is 3 ongemaklike emosies wat jy so half kan verwag om te kom en dan dit net te erken en te sê, okay, ek is nou in daai fase. Die een is die angs van net om ouer te word en meer afhanklik te word van jou kinders, van ander mense. Die verleentheid soms dat jy nie nou meer alles vir jouself kan doen nie, wat jy in die verlede vir jouself kon doen nie, kan jy oor verleef voel. En ook die skuldgevoel soms dat ek wil nie 'n las op my kinders wees nie. En dat jy daarmee moet deel. Maar wanneer daai emosies kom, kan jy ook weet, dis die normale oorgangsemosies eintlik van ons betree nou weer eintlik 'n nuwe seisoen en 'n nuwe fase. Maar wat hy ook sê met al 3 daai emosies is, in al 3 gevalle is dit waarskynlik oordrewe. Dat jy voel angstig, maar jou angs is waarskynlik onnodig sterk. Of jy voel verleë, maar dis waarskynlik nie, ander mense dink nie, dit is snaaks of vreemd of sleg dat jy hulp nodig het nie. Of jy voel skuldig, dat jy las is op jou kinders, maar waarskynlik is dit vir hulle nie so big deal nie. So waarskynlik is dit in jou gemoed meer oordrewe as wat jou kind of ander mense dit ervaar. En ook, soos in alle verhoudings, kan 'n verhouding eintlik ook partykeer juis verdiep, wanneer jy weer ook vra, kan jy my hiermee help? Ek kan nie hierdie nou mee op my eie doen nie, ek het jou hulp nodig. Dis nie altyd net 'n las op 'n verhouding nie, dit verdiep partykeer 'n verhouding. Om te sê, ek moet nou my ma en pa hiermee help, hulle het nou my hulp nodig, en dis nie net dat ek dink, dit is nou 'n drag nie, dit is soos, ek kan nou my ma en pa help met iets, en dit kan die verhouding actually ook verdiep. So, Vlieg my storie is uit, of Lawrence Steinberg se storie is uit. Verskriklik baie dankie vir julle tyd en julle moeite om hier te wees so laat in die jaar met so baie goed wat aan die gang is. Dit was vir my baie lekker om op hierdie journey saam met julle te gaan. My journey is nog voor, maar ek leer so baie ook by julle en by hierdie boek. So dankie vir julle moeite om dit te doen saam en ons gesels weer. Thanks, dankie vir julle.